Ons leef in 'n wêreld waar ons alles uitkontrakteer. As die kar breek, dan bel jy iemand. As die geyser bars, dan bel jy dringend iemand, want daai ding moet reggemaak word. En as die internet nie werk nie, wel dan raak ons eers paniekerig. Wat gaan gebeur as ons nie internet het nie? En dan bel ons bel iemand, hè. Kyk, ons het spesialiste vir alles. En natuurlik, daar's 'n plek daarvoor. Maar ek wonder of dieselfde ding nie soms ook met ons geloof gebeur nie. Iemand gaan dalk deur 'n moeilike tyd en dan sal iemand vra oor hierso, het ons dan al die pastoor laat weet, gaan ons hom laat kry, gaan hy inkom, gaan hy iets doen. Of iemand dryf dalk weg van die Here, hulle raak koud in hulle geloof, hulle raak lou, en dan sê jy wel as die klein groepleier se verantwoordelikheid om iets te doen, nie, daai selgroepleier, hy moet iets doen. Iemand se huwelik is dalk in die moeilikheid. Hulle trek swaar en dan sê jy, yes, ons moet iemand kry om te kom help. En natuurlik, geliefde, daar's plek daarvoor. Daar's plek vir pastore, vir leiers, beraders, spesialiste, mense wat God op 'n spesifieke manier toegerus het. Daar's plek vir hulle almal. Maar wat as God nooit bedoel het dat geestelike sorg maar net deur 'n paar mense gedra word nie? Wat as God se droom eintlik iets anders te was? Nog altyd was dat sy mense mekaar geestelik moet dra, mekaar geestelik en emosioneel moet ondersteun. Dat God se woord, die Bybel wat ons eintlik so voor lief is, nie net van die verhoog af moet kom nie net deur 'n preek nie, maar eintlik tussen ons moet leef. Want vandag wil ek graag met jou praat oor die woord van God tussen ons. En die waarheid is die eerste ding wat ek wil sê is, God het nie bedoel dat ons alles alleen moet dra nie. As jy kyk na die verhaal van Moses in Numeri 11 vers 10 tot 30, jy kan daar gaan lees vir meer konteks, maar ons sien iets hiervan in die lewe van Moses. Ons dink dikwels aan Moses as die groot geloofsheld. Ons weet hy was een van die mense wat God omskryf het as 'n vriend van God. Hy was die man van wonderwerke, die man wat die Rooi See oopgemaak het, nê, en die man van die 10 gebooie. Hy het daai 10 gebooie ontvang. Maar Numeri 11 wys vir ons 'n ander kant van Moses. Dit wys vir ons eintlik 'n bietjie 'n ander tipe Moses. 'n Moses wat moeg was, oorweldig was. 'n Moses wat hy was op 'n punt waar hy net opgegee het. Hy wou nie aangegaan het nie. En die volk kla konstant. Dis die ding wat verkeerd gaan. Niemand is tevrede nie. Almal trek aan hom en sê dit en sê daai en daar spanning oor alles. Almal verwag iets wat hy moet doen en hy moet net voorloop en hy moet net uiteindelik die een wees wat alles kan doen en kan reg wees. Hy moet die perfekte leier wees. En eventueel kom hy by 'n breekpunt en hy sê vir God, ek kan hierdie volk nie alleen dra nie. Dis net vir my te swaar. Dis die woorde wat hy uiter vir God. En wat my nogal stref is dat God hom nie bestraf nie. God sê nie Moses, hoorie, jy probeer nie hard genoeg nie, jy bid nie genoeg nie, of Moses, wees eenvoudig net sterker nie, nee, God sê eintlik vir hom iets heeltemal anderste, dis eintlik verbasend, hy sê, Moses, jy's reg, dit is te swaar om al hierdie verantwoordelikheid alleen te dra, en dan kom doen God iets absoluut besonders, hy vat die gees wat op Moses gerus het, daai salwing wat hy gehad het, daai vermoë wat hy gehad het, hoe God hom bekragtig het, en hy plaas dit op 70 ander leiers ook. En skielik begin ander mense ook die verantwoordelikheid dra, hierdie geestelike las saam met hom dra. Maar dan gebeur daar nog iets wat vir my interessant is. Joshua, een van sy binnekringmanne, sien 2 ander manne wat profeteer en hy raak toe ongemaklik. Hy sê, Moses, jy moet hulle stop. Hierdie manne was nie daar toe ons gebid het in die tent nie. Met ander woorde, hy sê, hierdie werk behoort mos net aan sekere mense, daai wat daar was toe jy die mense toegerus het, hè? Maar Moses antwoord hom met een eenvoudige, mooi vers uit die Ou Testament. Ek wil gou vir julle lees. Numeri 11 vers 29. Ek wens die hele volk van die Here was profete. Moses het nie eintlik eers besef wat hy eintlik daar sê nie. En wat eintlik gaan gebeur nie, dat eendag gaan God daardie wens, daai woorde wat hy uiter, gaan hy beantwoord. Eendag gaan die Heilige Gees nie net op 'n paar mense rus nie. Eendag gaan die Gees van God op al God se kinders uitgestort word. Dis presies wat in Christus gebeur het. Nou woon God se Gees in elke gelowige. Nou, kan ek jou net iets eerlik sê? Ek verstaan nogals Moses se situasie. Ek verstaan dat Moses partykeer so kon gevoel het en moes gevoel het. Daar is oomblikke in die bediening waar 'n mens verseker so voel. Jy voel, Here, hoe moet ek al hierdie mense dra? Hoe dra mens almal? Hoe kyk mens na almal? Mense wat seer kry, huwelike wat swaar kry, kinders wat afdwaal. Jy sit saam met mense en hulle gaan deur pyn, hulle gaan deur seer, deur verlies. Mense wat stil wegdryf, wegloop van die kerk af, wegloop van die geloofsgemeenskap af. En ek geliefde, hoor my mooi, ek sê nie dit as 'n klagte nie. Ek sê dit omdat ek al hoe meer begin besef, God het nie bedoel dat een mens alles alleen moet dra nie. Die kerk werk die mooiste
wanneer die liggaam ons as gelowiges begin optree soos 'n liggaam. Maar hoekom? En dit bring my my tweede gedagte, want in Christus behoort ons almal reeds aan mekaar. Nou, Paulus gebruik hier die ongelooflike mooi beeld in 1 Korintiërs 11. Hy kom en dan sê hy omskryf die liggaam van Christus nie as 'n groep individue nie, maar in werklikheid as 'n liggaam. Ons sit nie net langs mekaar in die kerk nie, ons behoort aan mekaar, ons is almal deel van hierdie een liggaam, so ons behoort aan mekaar. En as een deel ly, dis die gedagte wat hy daar deel, as een deel ly, as een deel swaar kry, dan kry die hele liggaam swaar, die hele liggaam trek saam en beleef eintlik daai. As een deel bly is, sê hy, dan is die hele liggaam daardeur verheug, nee, dan beleef almal daai blydskap. Met ander woorde, jou geestelike gesondheid raak vir my. En my geestelike gesondheid raak ook dan vir jou. Maar ons kultuur sê iets anders. Ons kultuur vandag sê, my geloof is persoonlik. Terwyl die Bybel sê, jou geloof is persoonlik, maar is nooit privaat nie. Ek wil daai weer sê, jou geloof is persoonlik, maar dit is nooit privaat nie. Jesus gebruik 'n ander beeld in Johannes 15. Hy kom en dan sê hy, ek is die ware wingerdstok en ons is die lote. Wat hy nie sê nie, is dat julle is elkeen 'n aparte potplante nie. Dat elkeen is in sy eie potjie geplant en staan alleen nie. Nee, ons is dan deel van dieselfde bron. Ons is almal lote wat verbind is aan hierdie een wingerdstok wat Christus is. Met ander woorde, dieselfde lewe vloei deur ons, dieselfde gees woon in ons, dieselfde Christus volg ons. As jou voet beseer is, nee, wat sê jou liggaam? Nee, as jou voet, jy het nou gestap en toe kap jy jou toon en is net bloed. Wat sê jou liggaam vir jou? Ag sê man, sterkte toon, jy's op jou eie daar. Nee, alles beweeg nader na daai pyn. Jou senuwees voel dat jou liggaam sê stop, wow, wees versigtig. Bloed beweeg na daai punt toe. Jou liggaam gee aandag en energie, want 'n gesonde liggaam help sy dele wat seer is. So, dit is ons funksie, dit is ons verantwoordelikheid, maar partykeer funksioneer die kerk ongelukkig anderste. As iemand wegraak, verdwyn, iemand droog dalk geestelik op en dan trek iemand terug, hulle hou hulle self eenkant en dan dink ons, dis seker iemand anderste se werk om uit te reik na daai persoon, seker iemand anderste se werk om iets te doen. Maar kan ek jou iets vra? Wie in jou lewe is geestelik besig om droog te word. En as jy dink jy dis iemand anders se werk. As ons aan mekaar behoort, het ons nog immers 'n rol in mekaar se geestelike groei. Ons het 'n rol in mekaar se emosionele en geestelike welstand. Maar wat is daai rol? Wat is daai verantwoordelikheid? Dis ons derde gedagte. Ons is geroep om mekaar se woord in mekaar se lewens te spreek. Ons moet woord in mekaar se lewens inpraat. Nou Paulus vat hierdie verantwoordelikheid so mooi saam vir my in Efesiërs 4 vers 15. Hy sê, maar terwyl ons in die liefde by die waarheid bly, sal ons in alle opsigte groei na Christus toe. Of soos baie vertalings daai selfde gedeelte vertaal sê, we need to speak the truth in love. En ek dink dis waar baie van ons nogals vassteek. Party van ons hou van waarheid, maar die liefdekant is nie so goed ontwikkel nie. Met ander woorde, wat ons sê is hard en is veroordelend. Dis ek sê net hoe dit is tipe gesindheid. Aan die ander kant hou party van ons net van liefde, maar sonder waarheid. Ons wil net genade wys en net omgee wys. Dis ag dis okay, doen maar net wat jou gelukkig maak. Die Here ken ons harte. Hy ken sekerlik jou hart ook, maar Jesus kom wys vir ons eintlik iets anderste. Hy kom sê waarheid en liefde, daai twee, dit hoort saam. Waarheid sonder liefde maak mense hard, maar liefde sonder waarheid, dit laat mense verdwaal, eintlik onseker. Daar's nie 'n standvastigheid of 'n ordentlike rigting wat 'n mens kan volg nie. Nou, mag ek gou vir jou sê wat hierdie punt nie beteken nie, nee? Dit beteken nie almal, wat ek nou probeer oordra, is dit almal moet predikers word nie. Dit beteken verseker nie almal moet Bybelstudies aanbied nie. Almal hoef nie die persoon te wees wat voorloop met al die antwoorde nie. Dit beteken eenvoudig dat ek en jy, gewone mense, God wil ons gewone mense gebruik om mekaar na Jesus terug te wys. Dis Paulus in Kolossense 1:28 wat sê, hom verkondig ons deur elke mens tereg te wys en elke mens te leer met alle wysheid, sodat ons elke mens volmaak in Christus kan stel. Nou, hoor jy daai woord, né? Daai twee woorde, elke mens. Geestelike groei was nog nooit bedoel om 'n individuele projek te wees nie, 'n solo projek te wees nie. Prakties, geliefde, lyk geestelike groei vir ons anderste. Hoe lyk dit? Nee, ek dink baie keer maak ons dit groter
as wat dit hoef te wees. Ons maak dit meer kompleks, ons maak dit onnodig ingewikkeld. Ons dink geestelike bediening moet 'n preek wees, of 'n groot Bybelstudie wees, of miskien hierdie diep gesprek waar ek 3 ure van my tyd op sy sit, om regtig diep te gesels met hierdie persoon. Maar baie keer werk God in klein oomblikke. Dis wanneer iemand deur 'n moeilike tyd gaan en jy nie net sê sterkte en aanstap nie, jy sien dit, jy vra vinnig en dan, is te veel moeite, en dan stap jy aan nie. Nee, dis waar jy stop en sê, ek dink regtig aan jou, en kom ons bid gou saam, waar jy langs daai persoon inkom in daai oomblik. Partykeer lees jy 'n skrifgedeelte en iemand kom in jou gedagtes op en dan stuur jy daai skrifgedeelte net vir hulle aan. Nie omdat jy al die antwoorde het nie, of nie omdat jy dink jy preek nou vir daai persoon nie, dis net omdat jy dit gevoel, jy dit beleef en jy gee om. Soms beteken dit jy sien iemand wat stil geraak het, iemand wat begin wegtrek, wegdryf, iemand wat nie meer dieselfde lyk nie, hulle praat anders, ek weet nie of dit vir jou sin maak nie, maar jy kan sommer sien aan hulle lyf, hulle is nie meer dieselfde mens nie, en in plaas daarvan om te dink, seker iemand anders se werk, dan vra jy eerder, hoe gaan dit regtig? Dalk luister jy net, dalk bid jy net saam met hulle, dalk herinner jy hulle net dat God het jou nie vergeet nie. Ek weet, dit klink so eenvoudig, maar geliefde, ek dink partykeer onderskat ons hoe kragtig die eenvoudige gehoorsaamheid wat ek en jy toepas kan wees. Net eenvoudig gehoorsaam en ons doen net ons reageer op die prikkels wat God vir ons gee om op te reageer. Want God gebruik dikwels hierdie gewone oomblikke en hierdie gewone mense om eintlik buitengewone dinge in mense se harte te doen. En dalk moet ons net eerlik wees. Party van ons is so gemaklik geraak om net kerk te verbruik, maar nie geestelik by te dra nie. Ons is net 'n bywoner, maar ons is nie eintlik 'n inwoner nie. Ons woon by, ons luister, ons ontvang, maar die kerk is nie bedoel om 'n plek te wees waar net 'n paar mense bedien en almal anders te kyk nie. Nee, dit is nie wat kerk moet wees nie. Kerk moet baie meer wees as dit. Kerk moet 'n plek wees waar ons saam God beleef en saam God uitleef. Ons almal dra iets van God vir iemand anderste. Daai is my so kosbaar. Nou kom ons wees eerlik. Party van ons voel dalk, ek hoor wat jy sê, Retief, maar ek voel nie noodwendig, ek is toegerus vir hierdie ding waarvan jy praat. Ek weet nie genoeg nie. Ek is nie slim genoeg nie. Ek het nog nie teologie geleer nie. Geliefde, hoe spreek jy God se waarheid as jy self leeg voel, né? Wel, hier is die beginsel. Baie keer voel ons leeg, né? Maar Paulus kom gee vir ons die antwoord. Hy sê vir ons in Kolossense 3 vers 16, laat die woord van Christus ryklik in julle woon. Met ander woorde, die 4 gedagtes, God se woord moet ryklik in ons woon. Nou, ek hou van daardie woord, die woord woon, nee. Hy sê nie, laat God se woord jou af en toe besoek nie, so nou en dan nie. Nee, hy sê, laat die woord van God in jou woon. Met ander woorde, die woord van God moet in ons leef. Die woord van God moet deel word van ons lewens. Dit moet ons vul van buite af, van binne af buitentoe. Want hier is die waarheid, geliefde. Jy kan nie uitdeel wat nie in jou leef nie. Jy kan nie uitdeel wat nie in jou leef nie. Dink gou aan 'n spons, né? Wanneer jy 'n spons sou vat, kom ons sê jy het 'n spons en hy's nou lekker nat gemaak, hy's sopnat geweek en as jy daai ding squeeze, wat kom uit daai water uit? Wat kom uit die spons uit? Al die water wat hy opgesuig het, né? En wanneer jy jou lewe druk, wat kom uit? Wat kom uit as ons lewens gedruk word? Baie keer is angs, is vrees, is negativiteit, soms kom 'n woede uit, né? Hierdie dinge kom uit. Maar wat van as God se waarheid sou uitkom? Wat in jou woon, geliefde, vloei uiteindelik uit jou uit. En ek wil jy met my mooi hoor. Hierdie gaan nie oor skuldgevoel nie. Dit gaan nie oor jy lees nie genoeg Bybel nie. Ons almal kan meer Bybel lees. Daar's nie 'n versadigingspunt van hoe baie Bybel ons kan lees nie, maar dit gaan eintlik oor 'n uitnodiging. God wil jou en vir my so vul dat sy woord natuurlik uit ons uit beginne uitvloei. Nou prakties. Hoe laat is die woord van God ryklik in ons woon? Hoe kry ons dit nou? Eerstens, jy moet God se woord oopmaak en jy moet dit lees. Lees God se woord. Jy moet dalk gaan na 'n plek toe waar jy sit onder gesonde prediking. Jy moet deelneem aan aanbidding. Jy kan dalk begin om skrif te memoriseer. Daar is vir baie mense, ek kan niks onthou nie. Nee man, lees die Bybel. Leer om dit te memoriseer. Ander ding, stap saam met gelowiges. Wees deel van 'n geestelike gemeenskap. Jy hoef nie 'n teoloog te wees om gebruik te word deur hulle nie. Nee, jy hoef net beskikbaar te wees. En partykeer gebruik God net iemand wat sê, ek weet nie alles nie, maar ek weet God het jou nie vergeet nie. Dis jy reageer op daai prikkel wat die Here vir jou gee. Want geliefde, wat in jou woon, vloei uiteindelik uit jou uit. En hier is die mooiste deel vir my. Nee, dis ons 5de gedagte en dis dat God gee nie net vir ons verantwoordelikheid nie, hy gee vir ons eintlik die voorreg
Dis 'n voorreg om hierdie verantwoordelikheid op te tel. Nou Johannes skryf ons die volgende in 1 Johannes 1 vers 3. Dit wat ons gesien en gehoor het, verkondig ons ook aan julle, sodat julle saam met ons gemeenskap kan hê en ons blydskap volkome kan wees. Nou geliefde, hoekom verkondig Johannes Christus? Hoekom praat hy so oor Jesus? Hy praat so oor Jesus want dit beteken vir ons gemeenskap, dit beteken vir ons verbondenheid, dat ons is verbind saam met Christus, dit beteken vir ons vreugde. Met ander woorde, Christendom was nooit bedoel om net ek en Jesus te wees nie. Nee, dis nie ek en Jesus nie, dis ons en Jesus. Natuurlik, jy is saam met Jesus, maar daar's krag in ons en Jesus. Iets besonders gebeur wanneer gelowiges saam Jesus beleef en saam Jesus deel. God vra nie vir jou om net nog iets op jou geestelike to-do-list te sit nie. Nee, hy nooi jou in die vreugde om deel te wees van iemand anderste se genesing. Dink net gou vir 'n oomblik dan. God gebruik jou gebed om iemand op te tel. God gebruik jou boodskap om iemand hoop te gee. God gebruik jou skrifgedeelte, daai vers wat in jou hart opkom en jy wil dit net aanstuur. Hy gebruik dit om iemand weer terug te bring na 'n geloofsgemeenskap toe, terug te bring na hom toe. God gebruik jou teenwoordigheid om iemand anders te herinner dat God het hulle nie vergeet nie. En geliefde, dalk begin gesonde spiritualiteit weer wanneer ons ophou vra wie gaan iets doen en eerder begin vra, Here, hoe wil U my gebruik? Kan jy dink hoe sal 'n gemeente lyk waar mense mekaar regtig geestelik dra? Waar mense nie stil verdwyn nie omdat niemand opgedaag het nie. Nee. Omdat mense juis opdaag, dan bly mense verbind, hulle bly daar. Waar mense nie alleen swaar kry nie, omdat iemand anders te bel en uitreik en sê, hoorie, hoe gaan dit? Waar mense nie droog word nie, omdat daar is mense wat vir hulle bid. Waar God se woord nie net van 'n verhoog afkom, jy sien net preke wat mense luister nie, maar die God se woord begin leef absoluut tussen ons. En ek dink dis dalk hoekom Beleef gemeente bestaan. Dis nie net om Sondag by mekaar te kom nie, nee. Dis nie net om 'n diens by te woon nie, maar om geestelike familie te wees wat mekaar dra. Dis wat vir my hart in die gang kry oor ons gemeente. En ek praat nie net, dit moet so wees in elke gemeente, maar Beleef se fondasievers, ons rede vir ons bestaan, kom uit Handelinge 17 vers 28 en Paulus sê, dit is juis in hom dat ons leef, beweeg en bestaan. Dalk lees ons hierdie gedeelte vir die meerderheid te individualisties, nee. Met ander woorde, nie ek leef in hom nie, maar ons leef in hom. Nie ek beweeg in hom nie, maar ons beweeg in hom. Nie ek bestaan in hom nie, nee. Dis ons bestaan in hom. Dis juis deur hom dat ons lewe, beweeg en bestaan. Geliefde, ons behoort aan mekaar. Ons dra mekaar. Ons praat God se woord in mekaar se lewens in. En dalk wag iemand in jou wêreld vir God om te praat. Daar's iemand wat begeerte het dat God net na hulle toe moet uitreik om te praat en God wil deur jou praat. Ek wonder net gou, wie het God dalk op jou hart kom sit vandag terwyl jy hierdie boodskap luister en hoor en dink jy soos ek dink nou aan iemand. Wie is daardie persoon wat stil begin wegdryf en jy weet jy moet uitreik? Wie onder ons is moeg? Wie is moedeloos? Wie probeer sterk wees, maar eintlik trek hulle verskriklik swaar? Dalk wag hulle nie vir nog 'n preek nie. Dalk wag hulle vir iemand wat net eenvoudig opdaag. Iemand wat die telefoon optel en bel. Iemand wat 'n WhatsApp stuur. Iemand wat net bid. Jy sê niks nie, maar jy bid vir daai persoon. Jy weet jy's op jou knieë besig om te veg vir daai persoon. Iemand wat luister. Iemand wat net sê, jy hoef dit nie alleen te dra nie. Ek is saam met jou in hierdie ding. Want is dit nie tog wat Jesus met ons kom doen nie? Is dit wat hy vir ons kom doen het nie? Hy het nie van ver af geskree en gesê, hy kom nader nie. Nee, hy het in ons seer ingeloop. Hy het nader na ons te kom. God se woord het vlees geword en onder ons kom woon. Daai is Johannes 1. En nou leef sy gees in ons. Nou is ons die mense wat opdag. Ons is die mense wat dra. Ons is die mense wat mekaar herinner dat God het jou nie vergeet nie. En net dalk begin Beleef al hoe meer die gemeente word waarvan Handelinge droom. En as jy inskakel van 'n ander gemeente en hierdie boodskap luister, droom ek dit vir jou gemeente. Maar as jy deel is van Beleef, glo ek regtig dat ons 'n gemeente sal word wat nie net langs mekaar sit nie, maar leer om mekaar te dra, op te daag vir mekaar, daar te wees vir mekaar. Want jy sien, dit is juis in hom
dat ons leef, dat ons beweeg en ons bestaan. En juist daarom behoort daar iets heilig te wees aan die woord van God wat tussen ons ryklik beweeg. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, so baie dankie vir u genade oor ons lewens. En ek bid dat vandag se woord, hierdie gedagte wat ek gedeel het, dat ons moet saam, dat die woord van God saam tussen ons beweeg, dat ons saam verkondig, saam beleef en uitleef. Here, is my gebed dat ons as 'n gemeente en alle gelowiges wat vandag luister, mense wat inskakel, sal besef dat God nooi ons uit, nie net na verantwoordelikheid nie, maar hy gee vir ons hierdie vrymoedigheid en hierdie vreugde om deel te kan hê aan 'n verantwoordelikheid hierdie kant van die hemel, waar ons leer om vir mekaar op te daag. En daarom bid ek vir elke persoon vandag wat voel hulle is ver van 'n geloofsgemeenskap af. Dalk is dit nie uit keuse uit, dalk is dit maar net 'n geografiese uitdaging, maar ek bid vir elke persoon wat ver bly van kerk af, wat nie anders te kan as om in te ry, hulle het net aanlyn, maar vir soveel ander mense wat vandag voel, ek het weggestap van kerk af, ek het weggestap van geestelike familie af, ek het weggestap van geestelike vriende af, mense wat my omgee, maar as gevolg van omstandighede en dinge waardeur ek gaan en hoe ek voel en hoe ek maak, voel ek nie waardig nie. Ek bid vir elke so persoon om vandag as hulle die woord hoor te weet dat God het hulle nie vergeet nie. Hy stel belang, hy stel nog steeds belang en hy sal altyd belang stel. Maar dan bid ek ook vir elke ander persoon, gewone mense, ek en elke ander persoon wat net deur God gebruik kan word en deur God wil gebruik word om mense se lewens te beïnvloed. Daarom vra ek Here dat U by ons 'n sensitiwiteit sal ontwikkel vir ander mense, en dan ook dat ons sal leer dat die woord van God moet ryklik in ons woon. Ons moet volgemaak word met God se woord, sodat ons dit juis kan uitleef teenoor ander mense. Here, ons loof U en ons eer en ons sê dankie vir U seun Jesus Christus en ook vir die Heilige Gees wat vandag kragtig in ons lewens werk en woon. Ek bid dit als in die kosbare mooi naam van Jesus Christus. Amen en amen. Geliefde, gaan in vrede. Totsiens.